Maar Lisa, ek gaan vir jou wys hoe om in jou website in te log en hoe om foto's op te laai, sodat jy jou blogposts kan opsit. So wat jy gaan doen is jy gaan na libellafotography.com/wp-admin. So dis waar jy gaan ingaan. So jy kan dit net daarbo intik in die waar jy die adres intik. Dan gaan hy jou vat na die login page. Nou ek het jou username en jou password vir jou gegee in die e-mail, so jy kan dit dan net intik. So jy sien ons is in die dashboard van die website, so dis basically die agterkant van jou website, waar mens alles doen en verander en so. En dis glad nie so moeilik soos wat dit lyk nie. Wat jy dan nou gaan doen is, hier aan die linkerkant is basies waar al die verskillende plekke is agter in jou website. So as jy nou 'n nuwe blog post wil skryf, so jy wil nuwe foto's oplaai nadat jy nou 'n troue gedoen het of whatever, kan jy op posts klik. Dan gaan hy vir jou wys wat se posts jy al reeds opgesit het. So as jy ooit iets wil gaan verander, dan kan jy ook net op dit klik. Nou ons gaan 'n nuwe een maak, so ons gaan sê add new, of jy kan hier aan die linkerkant sê add new. So klik op add new. Okay, dat is hy. En hier sê hulle vir jou, based on the layout wat jy nou gekies het, moet jou foto's nie weier as 900 pixels wees nie. So hierdie kan jy dan sê, Kirsten en Gerard troue, en maak seker jy is op visual mode, so nie op HTML nie. Dan gaan jy sien, hy vat so 'n rukkie om te laai, en dan kry hy al die verskillende soos opsies daar. So as jy byvoorbeeld wil tik, hier is ons troufoto's, en jy wil dit bold maak, dis dieselfde as Microsoft Word, baie maklik. Hierdie is as jy 'n link wil insit. Sê nou maar jy wil 'n link sit na iemand anders se website toe, dan highlight jy die stukkie wat jy gelink wil hê. En sê nou maar, ons maak dit The Bride with a Blog. En ons sê ons wil hier met 'n nuwe tab oopmaak, en sê ons add link. Nou as jy na dit gaan kyk op jou site, gaan jy sien, as jy daarop klik, gaan hy jou dadelik na The Bride with a Blog toe vat. Wat jy dan ook kan doen, hier is ons 'n spelchecker. As jy dan byvoorbeeld ietsie wil tik met opskrifte, soos as jy wil sê klere, skoene, hare, whatever, dan highlight jy net daai stukkie, en dan hier waar dit sê paragraph, kan jy kies of jy dit 'n groter opskrif wil maak, en of jy dit net 'n gewone paragraph wil hê. Wat jy dan nou die belangrikste deel is om die foto's op te laai. Ek sou voorstel dat jy al jou foto's dieselfde grootte maak, omtrent 800 pixels. Ek sou nie 900 doen nie, ek sou eerder 800, dan het hy nog 'n bietjie spasie aan die kant, en dan lyk dit net bietjie mooier, maar as jy 900 wil doen, is dit ook fyn. En hoe jy nou foto's gaan upload, is jy gaan hier by Faster Insert, as jy afbeweeg, choose files to upload, dan select jy dit uit van jou rekenaar af. As jy dit al klaar dan opgelaai het, so as jy gaan na Media Library, gaan hy vir jou wys al die verskillende images wat jy al reeds opgelaai het. So ons gaan from computer, en nou gaan ons choose a file to upload, so ons select a file. Verskoon net hoe die mekaar my rekenaar is. Okay, soek ons gou jou foto's. Okay, so ons gaan nou sommer hierdie 3 foto's oplaai, en ons gaan sê open, en dan gaan hy hulle hier vir ons upload. Nou hier aan die linkerkant, ek wil net vir jou so lank wys, as jy wil gaan kyk na al die verskillende foto's wat jy al reeds opgelaai het, gaan jy net hier na library, en dan kan jy gaan kyk wat alles al reeds opgelaai is. So, nou vat dit so 'n rukkie om te laai, dan select jy nou al die foto's wat jy wil insit, en dan gaan ons 'n Lightbox Gallery insit. Dit is waar jy een foto groot maak, en dan die klomp ander klein thumbnails maak, en dan as jy op die foto's klik, maak dit self oop. So dan sê ons nou insert 'n Lightbox Gallery, en ons soek
one full-size image en dan thumbnails. So ons sê dan insert. So daar sit hy hom dan in. As jy hom wil rondskuif, klik net op hom, dan kan jy hom drag, waar ook al jy hom wil hê. So, en ons wil hierdie center en alles. En dan wat ons nou gaan doen, is ons gaan nou 'n post category kies, ons maak hierdie sommer kids, en dan as jy byvoorbeeld iets oulik wil sê, of die tags, so sê nou maar Stellenbosch, of ja, kids, of fun, of wat ook al, vintage, as jy 'n troue gehad het wat vintage was, en sulke goed, dat jy 'n bietjie tags het, wat mense kan search op jou site. En dan, wat ons dan gaan doen is, hier aan die onderkant, moet jy dieselfde titel wat jy hier gesit het, maar as dit nie in Engels is daarbo nie, ek weet nie of jy alles in Engels gaan doen nie, moet jy 'n titel hier insit, en dan net 'n kort description van wat hierop is, en dan keywords, wat Google gaan optel, byvoorbeeld kids photography, of wedding photography, sê nou maar Stellenbosch wedding, wat ook al, so jy kan dan so 6 of 8 keywords, wat jy met 'n komma separate, en ek sou voorstel dat jy dit op elke post so doen, en dan as jy eers wil kyk hoe dit lyk, kan jy net sê save draft. Ok, en dan gaan jy sê preview. As ons klik op preview, maak hom in 'n nuwe window oop. Daar posted in kids moet ek nog net verander. Ek sal dit nou vir jou regmaak. So dan hier wys hy vir jou die thumbnails, en as jy so oor dit beweeg, ja, maak hy dit so lig en mense kan dit maklik tweet. Sorry, dit vat net so 'n rukkie om te laai. So al die goedjies wat nou so groot in Arial geskryf staan, sal ek ook in hierdie font sit. En dan hier kan hulle dan Facebook comments insit. So as jy dan dink dis reg, jy hoef dit nie te preview nie. As jy dan dink dis reg, kan jy net sê publish. En dan as jy nou gaan kyk, gaan hy hom vir jou wys op jou blog. So as ons dan nou die site oopmaak, en ons gaan na blog, dan sê daar is dit. So dit is glad nie so moeilik nie. En ja, ek dink jy gaan maklik regkom met dit. Ek gaan nou hierdie goedjies gou vir jou uitsorteer. Cool, so dit is net hoe om 'n blog post te skryf. As jy dan die post wil delete, gaan jy net na posts toe. En dan select jy net die posts wat jy wil afhaal. Bulk actions, ons wil move to trash. En dan sê ons net apply. Ok, wat ons dan nou gaan doen is, net as jy iets op 'n page wil verander, klik op pages hier aan die linkerkant. Dan wys hy vir jou al die verskillende bladsye. So as jy jou about me wil verander, klik net op about. En dan vul jy net in wat ook al jy wil sê. So dit is so maklik soos dit, is glad nie moeilik nie. Ja, so onthou jy gaan Lightbox Galleries insert met die foto's, en dis omtrent dit, ja. So laat weet as jy vassit met ietsie, en dan kyk ons wat ons kan doen.